Goeiedag en welkom by week 2 van ons groeigroepe vir die laaste kwartaal van die jaar. Ons is besig met 'n boek en die gedagte is om in pas met Christus te wees. Verlede week het ons die tema gehad van om in pas met Christus te wees verg barmhartigheid en beteken barmhartigheid. Vandag gaan ons aan. En die tema van vandag is om in pas met Christus te wees, vra volharding. Die teksgedeelte is 'n baie geliefde teksgedeelte, maar nou wil ek vir jou vra. Ek weet die groepe is partykeer hulle luister net na die teksgedeelte as ek dit vir julle voorlees. Ek wil vra, julle moet dit asseblief ook in julle eie groepe self lees in persoon. En die rede hoekom dit juis vandag belangrik is, vandag se teksgedeelte wat ek vir ons gaan lees is Hebreërs 12. Nie die eerste 3 verse, maar jy gaan nie Hebreërs 12 verstaan as jy nie die hele hoofstuk 11 lees nie. So my voorstel sal wees by die groepe, stop die video nou, stop hom, pause hom en lees eerste Hebreërs 11 saam. En as jy dit klaar gelees het en daaroor gesels het, kan ons aangaan, dan kan jy Hebreërs 12 ook saam lees. Ek lees vir ons dan uit die 2020 vertaling, die aanmoediging om te volhard. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Hierdie is ons skrifgedeelte. So wanneer jy na hierdie gedeelte luister, weet ek al klaar, jy hoor daai liedjie in jou kop. Bly volhard, Jesus atlete. Ek weet nie hoekom het ek nou soos 'n dogtertjie geklink terwyl ek het gesing het nie, maar dit is die stemmetjie in my kop. Ons ken hierdie gedeelte baie, baie goed. En die uitdaging om te volhard is 'n uitdaging wat ek dink vir ons almal van toepassing is. Want die bottom line is, dis moeilik. Dis nie altyd maklik om te leef met die barmhartigheid wat Jesus van ons verwag nie. Dis nie altyd maklik om te leef met die vertroue wat God van ons verwag om mee te leef nie. Dis nie altyd maklik om te leef met die geduld en al die ander ding wat ons weet God van ons verwag nie. En hierdie gedeelte is daarom daar om vir ons te verduidelik hoe belangrik volharding was. Interessant. As jy na die kerk van die eerste eeu gaan kyk, ek wil sê al die briewe en boeke wat ons in die Nuwe Testament het, is dit eintlik, sou ek sê, die hooftema. Die hooftema, die hoofoproep van meeste van die skrywers is byt net vas, bly volhard. En jy moet verstaan, die rede waarom dit oor en oor en oor in alle kontekste kom, is om vir jou te wys, van die heel begin af was dit moeilik. Die uitdagings, presies wat dit was, het dalk begin verskuif, en ons uitdagings om te volhard is vandag dalk anders, in sekere opsigte, as 2000 jaar terug, maar die oproep bly altyd daar, want mense raak moeg. Nou wil ek 'n paar dinge net uitlig vir vandag, en ook vir julle besprekings. Die eerste een is 'n metafoor wat my nog altyd gehelp het. Gelukkig vir my, julle raak seker al moeg daarvoor, is uithou vermoë en 'n sport waar dit van jou verwag het om uit te hou, is een van my sterkpunte. En een van my gunsteling sportsoorte, juis om hierdie rede, is fietsry. En as jy fietsry, is dit maar net so, op 'n stadium, ons praat van jy gaan blaas. Ek onthou 'n gedeelte, 'n tyd waar ek saam met my ma en pa in die Kaap gaan ry het, en ons het oor 'n klomp bergpasse gery, en ek was nie so fiks nie, en uiteindelik na 100 km wat ons gery het, ons moes nog 40 km ry, om te by die huis te kom, toe blaas ek, en ek het niks oor in die tank nie, ek het letterlik net nie energie nie, dat my ma my moes stoot huis toe. En ek wens ek kan sê ek was 12, maar ek was, hoe oud is ek? 30. So my mamma moes hierdie 30-jarige man stoot tot by die huis, so 40 km. So ek weet wat dit is, in 'n sportkonteks, maar ook natuurlik in 'n geloofskonteks,
om te blaas, om niks oor te hê in die tank nie. En ek wonder of julle ook so sal voel en ook al so gevoel het. Maar hierso is raad wat ek kan gee vanuit my fietsry vermoë, wat eintlik ek dink nogal kan help hiermee. Die eerste ding is as jy moeg raak met 'n fiets en jy blaas jou energie, dan maak jy baie seker, jy dra niks saam wat onnodig is nie. As jy nou nog 7 piesangs agter gehad het en 'n halwe bottel koeldrank, en jy dra daai gewig saam, dan eet jy dit eerder, of jy gooi dit weg. Jy ry nie met daai ekstra gewig nie. So enigiets wat onnodig is, enigiets wat jy nie gebruik nie, gooi jy af, anders gaan jy nie uitkom by die wendpunt nie. Die volgende ding is wat nogal baie belangrik is as jy fietsry, is om seker te maak, jy bly net in 'n ritme. Jy probeer nie op iemand anders se pas gaan nie, jy kry jou eie ritme reg. So, hoe ek het gewoonlik doen, is ek fokus net af, en my bene moet net gaan, en moenie te ver vooruit kyk nie. Kry jou ritme wat vir jou werk. Met ander woorde, as iemand anders vir jou sê, jy moet hierdie en daai doen, en dit bring skuldgevoel by jou, of dit maak jou moedeloos, of dit maak die berg net erger. Bly by jou ritme. Maar dan lei dit my na die laaste ding is, en hierdie is baie belangrik in fietsry, en baie van toepassing op Hebreërs 12. Wat die meeste help met fietsry, is as jy naby aan die ou voor jou ry. Ons praat van slipstream, né? So daarso is wetenskaplikes wat gaan wys dat jy spaar letterlik 33% van jou energie as jy in die ou voor jou se slipstream kan bly. Hy breek die wind en hy of sy, in hierdie geval met my ma was dit my ma wat die wind vir ons gebreek het, en ek moet so naby as moontlik aan daai band bly. En dit wat dit my gespaar het, is ek kan net fokus om seker te maak dat my ma, wat klaar die pad vir my ry, klaar die pad vir my oopgemaak het, die wind vir my breek, en daarom kan ek in haar slipstream bly, en spaar ek so energie. En dan is die wonderlike ding in die fietsry wêreld is, jy sal op 'n stadium agterkom, jy herstel. En waar jy gedink het, jy het niks meer oor in die tank nie, kom jy agter, nee, jy het herstel, en dan kan jy weer aangaan. Dis wat my so mooi is van die teksgedeelte van Hebreërs. Hoor nou, hoe kom al hierdie elemente na vore. Sê, elke las moet jy afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. Kyk na die dinge in jou lewe wat jou moeg maak, en besluit, is dit nodig dat dit daar is? As dit nie nodig is nie, gooi dit weg. As jy nou moet fokus, as jy nou stres oor sekere dinge in jou lewe, en daar's 'n klomp klein onbenullighede wat daar so is, en sê, ek gaan nie nou daar, dis die sonde wat maklik verstrik. Wat is die dinge waarop ek moet fokus? Dis die eerste ding. Moenie onnodige gewig wegvat nie. Tweede ding is, fokus op jou eie ritme, dit wat vir jou werk. Maar die derde een is, en dit is baie belangrik, kyk na die persoon voor jou. En wie is die persoon voor ons? En dis wat die teksgedeelte sê, dit is Jesus. Jesus het eerste gestap. Jesus het vir ons die wind gebreek. Jesus het vir ons gewys, maar ek stap hierdie pad namens jou, sodat wanneer jy 'n soortgelyke pad stap, dit nie vir jou so moeilik hoef te wees nie. Met jou oë gerig op Jesus, kan jy fokus op wat regtig belangrik is. Jesus is die een wat vir jou die slipstream gee. Dis hoe ons volhard, en dit is regtig 'n goeie uitgangspunt ook wanneer ons in ons eie lewens sukkel en moeg raak. Fokus op die regte dinge en besef Jesus loop voor en breek die wind namens jou. En al kan jy nie noodwendig alles wat swaar is van jou af weggooi nie, Jesus wat dit voor jou stap, breek dan 'n groot gedeelte daarvan. Dis die eerste groot konsep as ek kan praat oor fietsry en 'n metafoor. Die tweede perspektief wat ek graag wil inbring, dis waarom Hebreërs 11 so belangrik is. Hebreërs 11 gee vir ons die beeld van 'n skare geloofsgetuies. En dis waar die kerk inkom as dit kom by volharding. Die skare geloofsgetuies ondersteun jou, moedig jou aan, gee vir jou water langs die pad, partykeer gee hulle jou so 'n hupstootjie en stoot jou, en bemoedig jou en ondersteun jou, en dit maak 'n verskil. Die mooie ding van die Hebreërs 11 tekste is, dit wys vir ons, dis 'n klomp geloofshelde, maar al daai geloofshelde het ook geworstel, het ook probleme gehad.
maar ons kan deur op hulle te fokus en te kyk dat hulle die pad gestap het, ook vir onsself die moed en die krag kry dat ons ook kan volhard. Uiteindelik is dit wat ons by Jesus leer. As ons in pas met Jesus moet wees, moet ons verstaan, dit verg volharding, dis deel van die speletjie. Jesus het volhard, soos wat die Filippense brief ons sê, tot die kruis, tot die vernedering van die kruis. Maar hy het nie daarvoor weggedeins nie. Hy het dit gestap, sodat hy die wind vir ons kan breek, sodat ons ons oë op hom kan fokus, sodat ook ons kan volhard. Ek hoop julle het 'n goeie gesprek, goeie materiaal vir die verdere gesprek en mag julle ook op hierdie manier in pas wees met Christus. Lekker dag verder.